Hallo Dr. Dave Wonderboom, my naam is John Repauser en hier is jou familienuus. Die doop is 'n publieke verklaring van jy wat die ou mens neerlê en opstaan as 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. So as dit die volgende stap is in jou geestelike lewe, wil ons jou graag uitnooi om gedoop te word die 30ste Julie om 10:00 die oggend of 6:00 die aand. Maak asseblief 'n draai by die Departure Lounge of kontak vir Reinhard. Is jy op soek na 'n plek waar jy lekker community kan ervaar? Praise and worship, fun and games en regtig net baie lekker challenges. Dan is die Fusion Camp die plek waar jy moet wees. Fusion Camp vind hierdie jaar weer plaas by Swartkop vanaf die 30ste September tot die 3de Oktober. Die kostes loop as volg: R1550 as jy met die bussie gaan ry en R1250 as jy op jou eie ry. Dit gaan 'n lekker tyd wees van geestelike groei en awesome herinneringe. Dit is weer tyd vir ons verjaarsdag en ons word 7 die jaar die 17de September. So maak seker jy mis dit nie. Ons wil graag saam met jou en jou gesin dit vier om 'n lekker spitbraai. Kaartjies kos R50 per persoon. Jou kaartjies kan jy kry by die Info Toonbank. Ons sien jou daar. Dan is een van Suid-Afrika se bekendste kunstenaars, Joshua Nadireen, hier by ons 16 September waar hy sy album gaan vrystel. Die kostes loop R150 per persoon en as jy 'n kaartjie wil koop, gemaak 'n draai daar by die Info Toonbank waar jy die barcode kan scan. Nooi soveel as moontlik, sien julle daar. Wie moet jy vergewe? 'n Vriend, 'n vyand of dalk net jouself? Vergifnis is 'n geskenk van God af en 'n aksie wat vrymaak. Kom neem deel in 'n 8 weke proses waar ons saam met jou op pad gaan stap en seker maak dat jy leef 'n lewe van vrede, vreugde en oorwinning wat Jesus vir jou in die kruis behaal het. 70 x 7 is 'n 8 weke proses. Dit skop af op die 16de Augustus en kos slegs R170. En dit sluit ook natuurlik die kursusmateriaal in. Dit is al van my kant af. Geniet die diens. Hoor jy dit? Die gewoel van 'n besige stad met wemel van lewe. Mense wat van oral kom. Entrepreneurs en onderwysers, regeringsamptenare en sportsterre, kunstenaars en mediahuise. Saam vorm hulle die lewenskragtige kultuur wat 'n nasie beweeg. Dit is die landskap van 'n stad. En dit is waar ons reis begin. Gewapen met geloof om verlorenes te bereik, 'n liefde wat die pyn kan genees en 'n lewende hoop wat gereed is om die gebrokenheid van stede reg oor die wêreld te herstel. Doxadeia is 'n familie op missie wat daarvoor leef om te sien dat die aarde gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Dit was vinniger klaar wat hy moes wees. Ek is nie Lelani nie, maar voordat sy opkom, dit is so lekker as ons hierdie video kyk, en veral in vakansietye, die laaste video, wat so 'n bietjie konteks skep oor waaroor Doxadeia gaan en wat ons glo. En dis dat ons nie 'n kerk hier is wat net wil seker maak elke Sondag is ons 'n holy huddle en ons is tog net te dankbaar en te bly as ons weer by mekaar kan wees en dan weer uit mekaar uit gaan nie. Ons is hier om mense op te rig om hulle bediening uit te leef. Ons is hier om jou op te rig om in die sfeer waar jy funksioneer 'n verskil kan maak en op die einde van die dag Matteus 28 in die wêreld indra. Nou een van die 8 sfere, as ons nou die 8 sfere gaan uitpak en sport is daar en media is daar en die regering is daar en al daai sfere is daar. Een van daai sfere is kerk. En ons rig ook leiers op om 'n verskil in die kerkwêreld te maak. Dis hoekom jy so 2 weke terug gesien het dat John Ray sy eerste preek gedoen het. En vanaand het ons die voorreg dat Lelani haar heel eerste preek doen hierso by Doxadeia Wonderboom. Nou voordat jy vir my sê ek luister nie na 'n vrou nie. Net gou vinnig vir jou konteks skep dat die heel eerste persoon, hoor gou hierdie. En jy sal dit nooit weer sê nie. Die heel eerste persoon wat die evangelie gepreek het, was 2 vrouens nadat hulle by 'n leeg graf aangekom het. So daar's 'n amazing net calling wat die Here op Lelani se lewe gesit het. En ek wil haar nooi om gou hier voor te kom staan en dan gaan ek vir Arend ook nooi, haar steunpilaar. Ag kom nou Arend man, jy gaan moet. En dan wil ek vra vir Nadia om hier by my te kom staan. Jy moenie nee sê nie, kom. Arend, kom hierso. Met kortbroek en al. In die Bybel lees ons dat wanneer daar 'n nuwe profeet aangekondig word of 'n nuwe persoon wat die werk van die Here moet gaan doen,
dan het hulle die persoon gesalf op sy lippe, dat wat ook al oor sy lippe kom, en wanneer hy voor mense staan niks anders is as die woord van die Here en die waarheid nie. En hulle het ook sy hande gesalf, dat niks anders alles wat hy gaan doen, is wat die Here wil hê hy moet doen, en dat hulle ook die persoon se ore gesalf, want mag dit wat sy hoor. En die rede hoekom ons vir Arend hierso by het, is obviously, want die man is die hoof van die huis, next spot. Wat is die waarheid? Wanneer 'n mens getroud is, en is regtig so, en ons probeer dit so benaderend ook so hou, dan daar's nooit net 'n persoon in die bediening nie. Want die effek wat dit het op die ander persoon, met wie jy in 'n verhouding is, of met wie jy in 'n huwelik is massive. En op die ou ende is 2 mense in 'n huwelik. So as jy vir Arend sien, slapchips bak daar agter, en jy sien hom werk daar agter by die feesdiens, dis omdat hy deel is van Lelani se bediening. Alright, maar ons wil hulle graag net kom salf daarvoor, as jy vir my sal oopdraai, asseblief. Want sy ondersteun my in my bediening. Ja, sy. Lelani, jou ore. En hier is net 'n profetiese gebeurtenis, net om te kom maar dink wat die Here in die gees doen op hierdie oomblik. En dan Arend, as jy al lippe sal salf, want ek gaan dit nie doen nie. Wat moet ek nou doen? So, salf die monitor. En dan gaan ek vra dat ons daai dopie opsit, voordat ons 'n gemors maak. Ons sê, dankie. En dan kom staan julle net gehou hierso voor die onder. Dan wil ons gou vir julle bid. En jy kan net jou hande uitsteek, en eintlik maar net die seën van die Here, en dit wat die Here klaar vir hierdie 2 beplan het in die bediening, net saam met ons kom bevestig. Dankie Vader dat ons vanaand hier so kan staan op hierdie amazing oomblik, wat Lelani haar heel eerste preek by ons aandiens gaan gee, Vader. En dankie dat ons kan sit in afwagting en kan weet, U gaan nou met ons praat, Vader. Dankie dat U in haar hart gewerk het in haar voorbereiding. Dankie dat U haar kalm maak in hierdie oomblik. Dankie dat sy rustig kan wees. En Vader, dat dit wat oor haar lippe kom vanaand niks anders is as U hart vir U mense nie. Here, dankie dat ons kan weet dat enigiets wat net nie in U wil is nie, Here, op dowe ore sal val. Maar dit wat in U hart is vanaand in ons ore sal vesting vind, in ons hart sal vesting vind. Dankie vir hulle albei, dankie vir Arend wat haar so ondersteun, Here, in die roeping wat U op haar lewe geplaas het. En dankie dat hierdie pad wat U beplan het vir haar as ontwikkeling nou maar net begin het hier by ons, in die naam van Jesus. Amen. Sy, dankie Arend, jy kan nou maar gaan sit. Ja, sy, Lelani, dit is nou so, geniet dit. Nee, ek spot, dat is iets wat ek net wil noem, net voordat sy begin. Ek dink jou heel eerste preek is iets wat vir die res van jou lewe in jou gedagtes bly. Dis die preek wat jy heel moontlik die meeste voorbereiding insit. En jy preek hierdie ding oor en oor vir jouself, en jy maak seker, luister, ek is nou is ek van, en dan kom jy senuwees 'n bietjie, en dan, maar ek is net so lekker om te kan weet, dat hierdie is 'n incredible area van genade, waar ons net vanaand kan sit en sê, weet jy wat, dankie dat jy hierdie doen, in die naam van Jesus. Enjoy. Okay, hallo julle, soos julle gehoor het, my naam is Lelani Oosthuizen. Ek is die fusion leier hier by die kerk, en ek is getroud, en ek studeer ook teologie, en dit is regtig vir my 'n ongelooflike groot voorreg om vanaand vir julle die woord te kan bring. Soos julle kan sien, gesels ons oor die ultimate verhouding. En ja, ek weet, dis nog 'n verhouding woord, but bear with me. So ek wil jou graag vra om gou in jou lewe in te kyk en te dink aan 'n verhouding wat jy sal klassifiseer as die ultimate verhouding. Dit kan 'n verhouding wees met jou vriende, jou familie, jou ouers, jou kerel, jou meisie, jou man, jou vrou. Of dalk sit jy hier en jy sê, maar ek dink nie ek het nou al so 'n verhouding nie. Dis okay, want dan wil ek vir jou vra, hoe lyk die beginsels van so 'n verhouding? Wat sal jy sê maak 'n ultimate verhouding? So net 'n bietjie in my eie lewe, my ultimate verhouding is obviously my verhouding met my man. Hy is my beste vriend, hy gee vir my die beste raad, hy is die een na wie ek toe kan gaan en net kan afpak, al is dit nie altyd in my guns nie. Hy het gesê ek moet sê met goeie rede. Hy is my raadgewer, hy is my accountability, hy is die een wat ek letterlik vertrou met my lewe, en ek weet dat waar ook al ek gaan, sal hy my beskerm. Maar daar is 'n klein catch. Voordat ek en Arend mekaar se ultimate verhouding was ek eers 'n individu.
En het ek ook in die huwelik ingetree as 'n individu. En as 'n individu het ek in 'n verhouding gestaan met God. God was my eerste en sal altyd my primêre ultimate verhouding wees. Maar nou sit jy hier en jy vra vir my, okay, maar hoe lyk hierdie ultimate verhouding? Wat is die beginsels van 'n ultimate verhouding met God? Dan wil ek gou vir jou die volgende lees. Sorry, ek moet nou daai ene druk. So ek wil weer, so dis die vraag wat ek gevra het. So hierdie is, so vir ons om in 'n ultimate verhouding met God in te tree, moet ons obviously weet wie God is. Ek is in 'n verhouding met Arend want ek weet wie Arend is. Ek hou actually van Arend, nie net aan die buitekant nie, maar ook wat hy het om te gee. Ek hou van sy persoonlikheid. So toe ek bietjie die Bybel gaan lees en die Bybel is vol van definisies waar hulle beskryf wie God is, maar ek het 'n paar net gaan opsom. En daar staan, God is ons skepper. God is die een wat ons gemaak het. God is regverdig. God is altyd dieselfde. God is alomteenwoordig. God is geduldig. God is getrou. God is ons voorsiener en God is goed. En ons almal, ons weet hierdie, ons weet dit en dit is hoekom ons Christene is, want ons weet wat God vir ons kom doen het. En hierdie skep vir my die perfekte prentjie van wie God is, maar ek voel daar soveel meer. Toe gaan lees ek verder en ek kom toe af op Johannes 3 vers 16. En ek is seker daarvan dat as ek jou wakker maak in die middel van die aand, sal jy vir my kan sê wat hier staan. En as jy dit nie kan doen nie, lees jou Bybel. So in Johannes 3 vers 16 staan daar, want wat God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En hierdie is net amazing. Vir enige Christen is hierdie ons vashou. Dit is waarin ons in hierdie wêreld ingaan, want ons weet dat hierdie is wat God vir ons kom doen het. En ons almal weet hierdie. Maar besef ons dat God het sy grootste opoffering gebruik as sy grootste geskenk vir ons as sy kinders. Hy het sy enigste seun gestuur om aan 'n kruis te kom sterf in plaas van ons. En ons is gered uit genade en dit is massive. En ek weet nie van julle nie, ek is verseker nie 'n ouer nie, maar ek sien nie is ouers wat hier sit. Ek kan glad nie praat vanuit die liefde vir 'n kind nie, maar ek kan verseker praat vanuit die liefde vir die mense in my lewe. En as jy my moet vra om iemand vir wie ek verskriklik liefhet moet opoffer, sal ek dit verseker nie kan doen nie. Ek sal dalk my boetie se arm opoffer, maar dis hoe ver dit sal gaan. So ek sal dit nie kan doen nie, en ek weet nie of jy sit en dalk sê, ek sal dit kan doen nie, maar ek sal dit nie kan doen nie, en hier kom God en hy sê, ek het jou so lief, ek het julle so lief, dat ek kom en ek gee vir julle hierdie ongelooflike geskenk, wat my seun is, en hy sal dit alles in julle plek kom dra. So ek het, om hierdie ultimate verhouding lekker mooi te verduidelik, het ek besluit om dit in 3 punte vir julle te gaan sit. So bear with me, dit is nie lank nie, dit is lekker punte en is praktiese punte. So die eerste punt waarby ek wil stil staan, is dat God daarna smag om in 'n verhouding met jou te wees. En nie net enige verhouding nie, maar in 'n intieme verhouding. Hy wil deel wees van elke ding van jou lewe. Hy wil daar wees as jy lag, hy wil daar wees as jy huil, hy wil daar wees as jy fees vier, hy wil daar wees as jy rou, hy wil celebrate in jou gradeplegtigheid en hy wil train wanneer jy by die werk gedemote word. God wil deel wees van alles van jou. En dit is net vir my so amazing dat die God wat die hemel en aarde gemaak het, kies om in 'n intieme verhouding met my te staan. Hy wil 'n noupad saam met my stap. En as ons gaan lees in Psalm 23 vers 6 staan daar, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. 'n Klein rukkie terug het ek deur 'n seisoen gegaan wat regtig nie vir my 'n lekker seisoen was nie, en ek sal dit nie eers vir my vyande soos toewens nie dat ek vyande het nie, maar dit was regtig nie vir my 'n lekker tyd nie, en ek onthou, die Here ek het in my kamer gesit, ek het sopas al my vriende verloor, al my familie, en ek het net daar op die bed gesit, en ek het vir die Here gesê, soos, hier is ek nou met my gedagtes, en jy weet dat dit die laaste plek is waar ek wil wees, want ek is 'n natuurlike persoon wat oordink, ek kan vir ure op iets sit, en aan goed dink, hoekom mense dit aan my gedoen het, en soos ek daar sit met my eie gedagtes, hoor ek die Here vir my sê, maar dalk
is jou gedagtes my stem. En dalk wil ek juis hê, jy moet luister na jou gedagtes, want dis hoe ek met jou wil kommunikeer. Ek is besig om iets in jou lewe te doen en ek het nodig dat jy luister, ek het nodig dat jy fokus. En die Here kom en hy sê vir my, kry jou boek en skryf die volgende woorde neer. En ek skryf toe dat dat God het nodig gehad om almal in my lewe weg te vat, vir my om te besef dat ek het net vir hom nodig. En hy gee vir my die prentjie van 'n vrou wat kyk na 'n berg, na 'n horison en die son is besig om te sak. En is asof dit hierdie teenoorgestelde gevoel is, die son is besig om te sak oor haar lewe of oor iets in haar lewe, maar sy ervaar rustigheid en kalmte. En as gevolg van daai gevoel het ek vir die eerste keer in my lewe verstaan wat dit beteken om in 'n intieme verhouding met God te staan. My volgende punt waarby ek wil stil staan vanaand is dat jou toekoms is geskryf deur God. En dit klink ook super cliché, ek weet. Maar dit is die waarheid. En as ons gaan lees wat Psalm 100, hou aan, ek het my notes, okay, ek het dit. In Psalm 139 vers 16 tot 7 lees ons die volgende. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. How precious are your thoughts about me, O God. En ek wil net gou vinnig kom stil staan by daai laaste deel wat sê, how precious are your thoughts about me, O God. Hoeveel kere in jou lewe gaan jy deur jou dag en net 'n negatiewe gedagte oor jouself? Al is dit klein, al is dit groot. Ek weet baie keer dan sal ek hier iets doen wat simpel is en dan sê ek soos Eilelani, soos regtig, jy het geweet jy moet net nie dit doen nie. En dan is dit iets stupid soos om te sê Mercedes Gla in plaas van GLA of Matthew Mollet in plaas van Matthew Mole of Kerry Joby in plaas van Kerry Job. En dan ek sal myself so sleg sê want ek sê wat? Of dalk klink jou gedagtes dalk iets soos anders, dalk is dit meer negatiewe gedagtes wat jy regtig jouself kom afbreek. En hier kom Dawid en hy sê hierdie woorde, how precious are your thoughts about me, O God. Die Here dink oor jou, die Here droom oor jou, die Here is in jou toekoms. Wanneer jy voel asof dit wat jy nou doen is net nie wat jy moet doen nie, dan kom die Here en hy herinner jou, maar ek het hierdie roeping oor jou lewe, byt net vas, want ek is besig. En as ons die eerste deel van hierdie vers gaan lees, dan sê hy ook, you saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. En ek sê dit verskriklik baie, want ek glo in dit. God is die author van my lewe. En hy skryf my storie. Hy loop my vooruit. Hy het geweet wie ek is nog voordat enige iemand geweet het wie ek is. Nog voordat my ouers even besluit het om by mekaar uit te kom, het die Here 'n plan gehad vir my lewe. En hoe amazing is dit nie om te weet dat hierdie Here hou my drome in sy hande vas nie. En dat ek net hoef terug te staan en te sê, he's got this. En terwyl ek ook aan hierdie spesifieke vers gelees het, toe dink ek so aan 'n sagtebal game. So ek weet nie wie van julle het al sagtebal gespeel nie, maar as jy 'n catcher is jy in beheer van die game. Jy sit heeltemal teen die paviljoen op jou hurke, jy kan alles sien en jy moet plays baie vinnig maak. As jy 'n bal kry, moet jy hom gooi. Jy kan alles sien, maar jy het 'n split sekonde om te reageer. So bases loaded, 'n batter slaan 'n bal, jy moet besluit wat jy gaan doen. En daai gooi kan bepaal wat die uitweg gaan wees van die game. Maar jou coach wat aan die kant van die veld staan, is besig om in jou oor goed te praat. En soms gaan hy vir jou iets sê soos moenie nou gooi nie. Dan sit die batter het 2 strikes, 3 balle, afhangende van hierdie pitch bepaal dit die hele game. Die sakke is gelaai en jou coach sê vir jou moenie nou gooi nie. En jy sê soos, maar hoekom? Ek is in beheer. En al wat hy sê is, ek is in beheer. Want jy sien, die coach is nie in die game nie. Die coach gaan nie 'n roekelose besluit maak nie, want hy function nie nou op adrenaline nie. Hy is, okay, hy is rustig, want hy, hoe ook al hierdie game uitspeel, hy sal ons help. Waar die catcher is soos, al die druk is op my, as ek nou die verkeerde gooi maak, dan is dit so. En die Here het my so kom wys dat, vir eens in jou lewe, luister na wat die coach sê, luister na wat ek sê, want dit wat ek vir jou beplan is amazing. Dis nie dalk nou in jou plannetjies nie, of in lyn met jou wil nie,
maar hou net aan, want ek weet beter. En is asof die Here my van die catchers posisie af verander het na die coach se posisie, en toe ek verstaan wat hy sien, toe maak die spel iewes skielik vir my sin. Ek onthou gedurende my matriekjaar was ek so gereed om klaar te maak met skool. Ek weet nie wie van julle nog op skool is nie. Ek kry jou jammer, maar jy's amper daar. Ek was gereed om klaar te maak met skool. Ek wou studeer het, ek wou trou. Dit was net hoe dit is en dit is hoe dit moes wees. En ek onthou ek het 3 jaar studeer en ek het al hierdie planne gehad van om oor see te gaan dans, op die skepe te gaan dans, op 21 wil ek trou. En net nadat ek klaar studeer het COVID gebeur. So toe kon ek nie op die skepe gaan dans nie. En toe breek ek en my kerel, wat nou my man is, op. En dit was net soos, wat? Ek het plannetjies. En nou kom ek my plannetjies rond. En hier sit ek sonder werk, want niemand wil 'n danser met net 'n diploma hier nie. Dis soos, jy moet jouself bewys, maar ons kan nie gaan vir audisies nie. En my kerel is nie hier nie. En iewes skielik kom die Here en hy sê vir my, ek het iets anders vir jou, maar ek het nodig dat jy my vertrou. En ek kom toe kerk toe en ek het 'n one-on-one met Reinhard en Reinhard vra vir my, hoe gaan dit? En ek sê, dit gaan actually regtig goed. Let wel, hierdie is nou 'n tydjie na ek vir die Here gesê het, jy meng met my planne. Ek het toe besluit, ek gee dit nou maar net vir hom. En Reinhard sê toe vir my, hoe gaan dit? En ek sê vir hom, dit gaan regtig goed. En hy sê vir my, hoe sal jy voel om in die bediening in te gaan? En ek sê, wat? En ek onthou as 'n baie klein dogtertjie het ek altyd vir my oupa gesê, ek wil 'n dominee word. En in daai oomblik het die Here gekom en hy het daai simpel sê ding wat ek vir my oupa gesê het, sy naam was oupa Polly, wat ek vir hom gesê het hy kom waarmaak in hierdie oomblik en dit was net soos, jy's besig met my lewe, jy's besig om my storie te skryf. En in Spreuke 6, sorry julle, ek wil net sê, ek kan nie vers sien nie. So elke keer wat ek so maak is omdat ek nie kan sien nie. So in Spreuke 16 vers 9 staan daar, a man's heart plans his course, but the Lord determines his steps. En hoe amazing is dit nie om te weet dat jy mag droom, jy mag planne hê, maar op die ou einde van die dag is die Here in beheer en al wat jy moet doen is daai eerste tree gee. En as dit nie in lyn is met die Here se wil nie, glo vir my, hy gaan vir jou aan jou kraag vat en sê, ek het iets beter, hou net aan, byt net vas, bly glo in my belofte oor jou lewe, want dit wat ek vir jou het is goed. My laaste punt waarby ek vanaand wil stil staan, en nou gaan julle regtig dink hierdie is 'n lekker cliché ene, maar dit is net hoe dit is God sal nooit opgee op jou nie. Nou soos julle kan sien het ek 3 prentjies daar, ek het dit as sprus so gemaak. Vir vanaand wil ek asseblief hê dat julle moet maak asof daai dieselfde mens is. Babietjie, ons kan hom Jan noem, Babietjie Jan, young adult studente Jan en ou oom Jan. So hierdie is, ek het dit vir 'n rede gedoen. Want die woorde, God sal nooit opgee op jou nie, gaan reg deur jou lewe. Maak nie saak hoe jonk jy is nie, maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe volwasse jy is nie, hoe kinderlik jy is nie, God sal nooit opgee op jou nie. En sy drome wat hy droom oor jou is so mooi. En in Romeine 8 vers 38 tot 39 lees ons, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Jesus Christus, ons Here is. Hoe amazing is dit om te weet, dat niks kan jou skei van die liefde van die Here nie. God het ons so lief gehad, dat hy sy seun afgestuur het aarde toe. Jesus was 100% mens en 100% God, en hy het saam met sy volk gewandel op aarde. Hy was in verhouding met sy disippels, met die mense na wie hy bedien het. Dit is hoe lief God ons gehad het, dat hy dit kom doen het. Hy het sy enigste seun gestuur. En hoe kan ons dan sê, maar ons is nie waardig nie? Jy is so spesiaal vir God, en soos ek vir jou gesê het, hierdie is 'n lekker cliché een, maar is so waar, en nog cliché kan jy nie kry nie, want soms is dit die simpel goed wat ons nie glo nie. God is lief vir jou, God het 'n plan met jou lewe, jy is vir hom die moeite werd. Ek het, toe ek hierdie ene ook gelees het, toe dink ek is baie kreatief.
weet nie of julle dit kan sien nie. So, ek het gedink, toe ek hierdie ene lees, toe sien ek 'n tredmil waar ons hardloop op 'n tredmil en ons dink ons is op pad iewers heen en God is net soos hier langs jou en hy staan net stil, maar jy, okay, ek gaan daar uitkom. En dan dink jy, ek het nou alweer fout gemaak, die Here gaan nou alweer. En hier is die Here die hele tyd hier langs jou. Jy is besig met jou dinge, maar die Here is net soos, ek het jou. Ek is hier. Onthou jy my nog? Ek check net weer in. Ek is altyd hier. Al wat jy moet doen is net my hand vat en ek sal die tredmil stop. Daai rooi knoppie wat jy net so trek en dan stop die tredmil. En dit is asof die Here vir jou sê, ek is altyd hier. Jy dink net ek het opgegee op jou, maar ek is altyd hier. En die ding is, die oomblik wat ons onsself diskwalifiseer, sê jy dat wat Jesus aan die kruis kom doen het, is nie goed genoeg nie. Dan sê jy, dit tel nie vir jou nie, en dit is nie die waarheid nie. Jesus het kom sterf vir almal. En hy het opgestaan vir almal, en almal van ons het die ewige lewe gekry. En hoe amazing is dit nie? Ek het 'n video gaan kry, en hierdie video gaan oor 'n pa en 'n seun. Dit is die Hoyt gesin, en die seun is gebore met cerebrale gestremdheid. Ek het geweet daai woord gaan my vang. So, hy is gebore met cerebrale gestremdheid, en die dokters het van 'n baie klein tyd af vir sy pa en sy ma gesê, soos, julle gaan regtig moet mooi dink oor hierdie, en die pa en die ma het net besluit, skroef dit, hierdie is 'n belofte van God, en ons gaan hierdie kind groot maak, soos 'n normale kind. En hulle maak toe die kind groot, en hy kry toe, sy naam was Riek. Riek kry toe 'n rolstoel wat gekoppel is aan sy brein, en dan praat die rolstoel vir hom. En hulle dog toe hy kry toe die rolstoel, en die ouers dog toe sy eerste woorde gaan wees, I love you mom, I love you dad. En toe Riek vir die eerste keer praat, toe sê hy, of go Yankees, of iets soos dit. So toe cheer hy 'n baseballspan aan daar in Amerika, en toe kort daarna, toe kom die volgende woorde uit waar hy vir sy pa sê, Dad, I want to participate in a marathon. En sy pa sê, jy besef hoe jy lyk, jy besef wat jy tot in staat is. En hy sê, I saw it on TV. You can run for people like me. En toe het hy op TV gesien dat daar een of ander marathon is wat jy kan hardloop om geld in te samel vir kinders soos Riek. So kyk gou saam met my na hierdie video en dan sal ek na die tyd gou met julle gesels. Dick is a military man, so he knows a thing or two about commitment. This time, he's just months removed from a heart attack. This gift that he gives to his son, or is it the other way around? Either way, it all started when Rick heard about a charity run for a paralyzed athlete. He asked Dad, and Dad said yes. The gun went off, and we went off with all the other runners, and everybody thought that Rick and I would just go to the corner and turn around and come back. Well, we didn't. We finished the whole 5 miles, coming in next to last, but not last. And when we got home that night, Rick wrote on his computer, Dad, when I'm running, it feels like my disability disappears. So that was a very powerful message to me, that we finally found a sport that Rick could get involved in, just like everybody else. Daar's nog 'n bietjie. Ek kan hom net fast forward.
die begin van hierdie reis het gewys dat sy pa het begin met 'n swem, waar hulle moes swem en hulle het 'n bootjie, een van daai oranje en swart bootjies om sy lyf vasgemaak en Riek het binne in die boot gelê en sy pa het met hom geswem. Direk daarna het sy pa hom uitgetel, van punt A na punt B gedra, op die fiets gesit, vasgemaak en met hom getrap. En dit was nie kort afstande nie, dit was reuse afstande. En die laaste een het hy hom afgehaal en hy het hom weer in sy rolstoel gesit en hy het die hele laaste ruk gehardloop met hom. En toe ek hierdie video vir die eerste keer gekyk het, het ek my oë uitgehuil. Want toe besef ek, dit wat hierdie pa gedoen het vir hierdie seun, kom doen God elke liewe dag vir ons. Elke liewe dag kies hy om saam met jou, deur jou moeilike tye, deur jou goeie tye, deur elke liewe ding waardeur jy gaan, kies hy om dit saam met jou te doen. En al wat hy vra is dat jy hom sal vertrou, dat jy sal vertrou dat hy beter weet, dat jy sal vertrou dat hy in beheer is en dat hy 'n massive roeping oor jou lewe het. En soos hierdie pa, maak hy die wedloop saam met jou klaar en is daar een reuse celebration. En toe ek daai einde sien, toe dink ek, soos hulle daar fees gevier het, imagine hoe vier die hemel fees as iemand hulle hart vir Jesus gee. Dink net hoe sing hulle, dink net hoe gaan hulle te kere, dit moet een massive partytjie wees, maar as jy hier sit en jy het nog nie jou hart vir die Here gegee nie, weet jy nie wat se vrede dit is nie. En ek wil jou kom uitdaag vandag, dat God is die ultimate verhouding. God kies jou elke liewe dag. Jy moet net hom terugkies. En dit is nie maklik nie, daar gaan dae kom waar jy regtig gaan sukkel en dit is okay, want selfs in daai dae is God met jou. So as jy hier sit en jy het nog nie jou hart vir die Here gegee nie, of jy gaan tans deur iets wat jy voel challenge hierdie ultimate verhouding, wil ek jou vra om jou oë toe te maak in hierdie worship gedeelte en weer vir die Here net te sê, hier is ek. Jy weet wat aangaan, jy weet wat fout is, jy weet wat is my goeie en my sleg, maar jy het my gemaak. En ek kom dank jou daarvoor. En ek gee vir jou alle eer. En ek kies vandag om in 'n ultimate verhouding met jou in te tree, want soos julle weet, vanuit ons verhouding met Jesus Christus, vloei alles anders. Lê die beginsels neer in jou goddelike verhouding en jy sal sien hoe verander die verhoudings in jou lewe. Jy sal sien hoe draai ouers terug na God. Jy sal sien hoe word kinders bekeer, jy sal sien hoe word kerke opgevul, want mense sal weet wie in beheer is. Here, ons kom dankie vandag, Here, dat U net so goed is. Here, ons kom dankie dat U ons elke liewe dag kies. Ons kom dankie vir die feit dat ons in 'n intieme verhouding met U kan staan. Vader, dankie dat U seun gestuur het om aan 'n kruis te sterf vir ons sondes, Vader. Dankie dat ons kan opstaan saam met Jesus Christus. Vader, dankie dat ons vlekkeloos is. Vader, ek kom vra asseblief as hier vanaand mense sit wat voel dat hulle nog nie in 'n ultimate verhouding met U is nie, dat U iets binne hulle harte sal kom wakker maak, dat die Heilige Gees met hulle hartsnare sal kom werk, Vader. Dat hulle die vermoë sal hê om op te staan en die gehoorsaamheid sal hê om haar eerste tree te gee en te sê, Here, hier is my hart, hy is 100% joune. En maak nie saak wat die wêreld na ons kant toe gooi nie, of dit negatief of positief is, dat ons U eerste sal sit en dat ons al die slae van die wêreld sal hanteer vanuit 'n oorwinning perspektief. Vader, ek vra asseblief dat U aktief besig sal wees in hierdie elke persoon se hart vanaand, U. Dat hulle regtig net by U sal uitkom en in hierdie week met U sal gesels en elke liewe dag daaraan sal werk om hulle verhouding die ultimate verhouding te maak. Ons kom dankie vir alles wat U vir ons doen elke liewe dag.